Luisteraars, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Ek is Pastor James Davids van Ebenezer Restauratiebediening in Woester. Is my voorreg vanmiddag om 'n paar minute met u te praat uit die woord van die Here, en ek glo dat die Here u ryklik gaan seën. Net daar wat u is, in die sitkamer, in die hospitaalbed, hierdie is 'n ontmoeting wat die Here vandag met u het. En ek glo, my vriend, daar wat jy is, gaan die Here jou ontmoet. Kom ons bid net saam. Hemel Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het om weer rondom u woord te kan vergader, u woord wat lig is. En Here, u ken elkeen soos ons daar in ons hospitaalbeddens lê of in ons huise is. En Here, u wat die harte ken, dat u hulle sal ontmoet vandag, in die magtige naam van Jesus Christus, die verlosser van hierdie wêreld, wat vrede bring, en wat 'n hartseer hart weer gelukkig kan maak, stukkende lewe weer kan herstel. Here Jesus, ek dank u daarvoor. Amen. Die boodskap wat die Here vandag op my hart lê om met u te deel, my vriend, is 'n baie welbekende woord uit die eerste boek, Genesis hoofstuk 3, die 9de vers. Ek lees vir u as volg terwyl u luister. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? As ek hierdie woord vanmiddag aan u voorhou, dan wil ek hê u moet verstaan, dis nie of die Here nie geweet het waar hierdie twee mense, Adam en Eva, is nie. Die Here het presies geweet waar hulle is, maar daar is 'n rede vir hierdie vraag. En as ons die woord van die Here lees, sal u hoor, as die Here vra, waar is jy, dubbelpunt, is dit vir my duidelik dat hierdie vraag wat die Here vra, 'n baie belangrike vraag is. En in hierdie uur waar u ook al u bevind, vra die Here u ook vandag, waar is jy? My vriend, die Here weet presies van jou doen en laat. Hy weet presies wat jou ervaring is en wat jy wedervaar. Hy weet ook jou pyn en hy ken ook jou mislukkings. En daarom kom die Here nie met veroordeling nie. As hy vra, waar is jy, is dit duidelik vir my, kom in 'n gesindheid om jou te help. Hy kom om jou aan die hand te vat. Maar daar's 'n paar dinge, my vriend, wat hier moet gebeur. Die Here vra vir hom, het jy geëet? Al wat die Here van Adam gesoek het, was 'n eerbare antwoord. Maar inteendeel dat hy eerbaar antwoord, doen hy, soos baie van ons. Hy kies die weg uit van verskonings. En ek wil hier vanmiddag sê dat verskonings kan nie uitwis dit wat verkeerd is nie. Verskoning soek net regverdigheid om aan te gaan. En luister vir my, terwyl die Here vir hom vra, waar is jy, is daar 'n rede. Omdat Adam het 'n lewe gehad voor hy geëet het. My vriend, voordat jy 'n verslaaf geword het aan sterkdrank of dwelms, het jy 'n lewe gehad. Voordat jy in hy vriendekring verval het, jong seun, het jy 'n lewe gehad. Net soos Adam en Eva, nadat God hulle geskep het na sy beeld, het hy hulle geplaas in die tuin van volop. Hy het hulle geplaas in 'n lewe, Here, waar hulle geen gebrek gehad het nie. Totdat die bedrieër sy opwagting maak. En die meeste van ons mense en ons probleme waarin ons sit vandag, jy is bedrieg, meneer. Ek was ook op 'n stadium op daardie pad, waar ek kan ook sê, ek was bedrieg. Dit wat so eerbaar geklink het, dit wat so opreg geklink het, op die einde van die dag moes ek ontdek, of die wrede ontdekking maak, dat hierdie bedrieër se voorstelle was nie
so eerbaar nie. My vriend, Adam en Eva het 'n fantastiese lewe hier in die tuin. En ek kom om vandag vir u te sê, luister, die Here het geen mens geskep om 'n mislukking te wees nie. Elkeen van ons is deur die Here geskep met sukses. Hoor wat sê die Bybel, is gemaak na sy beeld. Die bedrieger kom en sê, is dit so? Hy sê, as julle die dag eet, sal julle word soos hy. My vriend, hoe word jy iets wat jy klaar is? Dis die bedrieger. En nadat hulle geëet het, moet hulle ontdek, hulle is nie soos God nie, inteendeel, hulle ontdek dat hulle is kaal, hulle is naak, hulle is uitgetrek, hy het verloor wat hy gehad het. Daarom, toe die Here na hom roep en vra, waar is jy? Sê, ek het gevrees, en ek is naak. Hy sê ook hier vir my, dat ek het verloor wat ek gehad. Ek is nie in 'n goeie posisie. Die posisie wat ek gehad het ek verloor. En waarom die Here om hierdie vraag, waar is jy? Asof die Here van my wil laat verstaan, ek wil hê jy moet dink waar jy is. Hoe is jou lewe nadat jy geëet het? Hoe is jou lewe voordat jy geëet het? Is jou lewe beter af? As jy vandag sê, dis na ek begin met my alkoholiese dranke, ek het begin gryp na die dwelms, my lewe is glad nie beter af nie, pastoor, dan wil ek vir jou sê, jy is 'n geskikte kandidaat, wat die Here vandag wil help. As hy hier kom, wil hy moet dink, waar is jy? Dink, waar is jy? Waar is jy omtrent ten opsigte van jou vaderskap? Waar is jy ten opsigte van jou finansiële lewe? Waar is jy ten opsigte van jou huwelikslewe, my vriend? As jou lewe beter af, dan wil ek jou verseker, God het die beste. Net soos wat die Here uit 'n chaotiese toestand 'n mooi paradys kon skep, net so kan die Here uit jou chaotiese lewe, my vriend, iets moois na vore bring. Is net jy wat vir hom moet sê waar jy is. En as jy vandag vir die Here kan sê waar jy is, sit die Here vir jou vandag op die pad van vrede. Dan sit hy jou op die pad van herstelling. Maar wat hy van jou soek is 'n eerbare antwoord. Ek het geëet, Here. En van dat ek geëet het, is my lewe soos dit nou hier is. Here, ek is nie beter af nie. Is jou lewe beter af nou dat jy teruggeval het? Is jou lewe beter af dat jy nie meer kerk gaan nie? Is jou lewe beter af, my vriend, terwyl jy tussen die bendes uithang? As jy vandag sê, nee, my lewe is chaoties, dan sê ek weer vir jou, net uit daai chaotiese lewe het God die vermoë om iets moois te bring. Daar was 'n dag in my lewe waar ek gesê het my lewe is chaoties. Maar dank God dat ek dit vir hom kon gee toe hy my vra waar ek is. My vriend, is tyd om te dink. En jy moet diep dink. Jy moet diep dink. Waar is ek ten opsigte van my lewe met Jesus Christus? As jy ook kan sê soos Adam, ek is naak. Ek vrees. Maar wat die Here eintlik soek by hom is, ek het geëet. 'n Eerbare antwoord, want die Here kan net mense help wat eerlik is. Die Here kan net mense help wat kan erken en nie die blame op ander sit nie. Want toe die Here vir hom vra, waar is hy? Toe skuif hy en hy blameer die toestand van sy lewe, blameer hy sy vrou. Vir wie blameer jy vir jou alkoholprobleem? Vir wie blameer jy vir jou bendelewe of jou drakslewe? Of jou selfregverdige lewe? Vir wie blameer jy? As dit jou ouers?
Of kan jy sê, dit wat ek hier is vandag, is my eie toedoen? As jy by daai eerlike antwoord kan kom, kan God jou aan die hand vat. Want dit is wat die Here in die eerste plek in Adam wou doen. Maar omdat Adam weier, want een van Adam sy Hebreëse name beteken ook unresolved issues. Sake wat nie opgelos is nie, want hy wil dit nie vir die Here gee nie. Meneer, jou probleem kan vandag opgelos word, as jy dit net vir die Here gee. Ek wil pleit by jou, moenie dieselfde fout maak, wat Adam gemaak het nie. Gee dit vir die Here. Ek wil afsluit met hierdie verhaaltjie, my vriend. 'n vriend van my kom besoek my in Woester. En terwyl hy vir my 'n oproep gee, en ek die foon neem, en hy sê, James, ek is in Woester. En ek vra vir hom, luister, ek vra vir hom, waar is jy in Woester? Hy sê, man, ek ken nie Woester nie. Ek sê vir hom, kyk rond, waar is jy? En rukkie daarna antwoord hy, dit sê vir my, hy het gedink, hy het rondgekyk waar hy is. Hy sê, ek staan hier voor 'n Besidies garage, en ek sê vir hom, jy is in die Hoogstraat van Woester. Staan jy aan die regterkant, of aan die linkerkant? Hy sê, James, ek staan aan die linkerkant. Ek sê vir hom, jy staan nou reg. Kom uit die parkering, ry reg op, want daai is die hoofstraat van Woester. Voor jou gaan jy 'n verkeerslig kry. Kom deur. Aan jou linkerkant sal jy die BMW garage kry. As jy daar verbykom, skuif in die regterkant se baan, want by die volgende verkeerslig moet jy regs draai. Gaan jy die poskantoor aan jou linkerkant kry, Paden Café aan jou regterkant, die polisiekantoor aan jou linkerkant, en so verduidelik ek hom. O, my vriend, jy vra daar waar jy sit, luister meneer, pastoor, wat wil jy vir my sê? Dit is wat ek vir jou wil sê, my vriend. As jy, omdat hy vir my gesê het waar hy is, kon ek vir hom rigting gee om by my uit te kom. As jy vir die Here kan sê waar jy is, kan die Here vir jou rigting gee om daar uit te kom. Is net vir jou om te sê, dis waar ek is. Dit is waar ek geval het, Here. Dit is waar ek lê. Ek kan nie meer nie. Verseker sal die Here jou optel. Verseker sal die Here die gebroke lewe weer herstel. Die 14de September 1978, toe hoor ek die stem van die Here deur 'n lied wat vra, waar is ek? En daar die môre wou ek uitstap in die kerk. Maar dank God, terwyl ek in die aisle van die kerk kom, met my 2 kurke, draai ek in die rigting van die altaar. En daar die môre, toe sê ek vir die Here waar ek is. Ek sê vir die Here van my pyn, ek sê vir die Here van my ellende, ek sê vir die Here van my eensaamheid. En my vriend, die Here tel my op, en hy gee my rigting om daaruit te kom. En vandag stap ek met Jesus Christus as koning, as verlosser van my lewe. Dit is jou geleentheid, dame. Dit is jou geleentheid, mami en daddy, om vir die Here te sê, dit is waar ek is. Miskien sit jy in 'n oude huis. Miskien lê jy in 'n hospitaalbed. Sit jy daar in die gevangenis terwyl trane oor jou wange loop. Gee die Here eerbare antwoord. Herken, my vriend, want dit is wat bekering sê. Ek herken. Ek sit nie die fout op ander mense nie. Ek herken. Ek herken my lewe stuur op 'n ramp af. Ek herken ek is verval. My enigste hoop is Jesus Christus. En ek weet, hy is vanmiddag hier om jou te ontmoet. Adam neem die ander pad. En nergens in die skrif
Of in hierdie verhaal lees ek, dat Adam sê, dit is my skuld nie. Maar Eva sê wel, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Wat sê u? Wat sê u, jong dame? O, en as jy toch net eerbaar wil kom, sal jy vind 'n God vol liefde. Sal jy vind 'n God vol ontferming. God wat omgee vir waar jy is. En omdat hy omgee vir waar jy is, kom hy met hierdie mooi en belangrike vraag. Waar is jy? As jy vir hom kan sê waar jy is, mami, sal hy jou uitlei. Ja, vir jou. Nie iemand anders vir jou. Jy weet, as ek so dink daaroor, as u gaan inkopies doen en u verloor u kind in daardie groot malls wat ons het. En soos ons aan die moderne tye leef, koop mami mos sommer vir boetie hier jonk ou selfoontjie. Maar voor hy oproepie kry, sal u elkeen voorkeer in die shopping area en vra. Jy het nie so 'n seentjie of 'n dogtertjie gesien nie, 'n goeie beskrywing sal hy maak. Jy laat staan alles en jy's op soek na jou suigeling. En as hy foon lei, die eerste antwoord wat jy seker gee op die foon is, waar is jy? En jy hoor hy paniekstemmetjie wat sê, ek weet, ek sal jy van, sê net vir my, waar is jy? Kyk rond my kind. En as hy seentjie vir jou en hy besige 'n mall vir jou sê, dis waar ek is, mami, ek is by Wimpie, gaan jy onmiddellik reageer en vir hom sê, staan net daar, mama is nou daar, of daddy is nou daar, omdat hy seun vir jou gesê het, of dogtertjie, waar hy is, kon jy tot sy redding gaan, en jy kon hom vind. O, net so staan Jesus met oop arms, en hy wag net vir jou, om vir hom te sê, waar jy is. O, ek wens ek kan vandag saam met jou bid, as jy net vir die Here vir een oomblik wil sê, pastoor, dis waar ek is. Jou hand in die lug te gooi, of jou hand op jou bors te sit, en sê, ek gaan vandag vir die Here sê waar ek is. Ek het lang rondgeval, ek het geen rigting, my lewe was donker, ek gaan vir die Here vra, om in my lewe in te kom. Dis reg meneer, dis reg dame, dis reg mami en daddy. Kom nader, as u hand ewen op die televisie wil sit, doen dit. As u wil kniel daar, doen dit. Want dis waar die Here jou sal ontmoet. Daar wat u lê in die hospitaalbed en jy sluit net jou oë, luister na my, God sal jou ontmoet. O, my ma het destyds 'n lied gesing, kom kniel net by die kruis, Jesus ontmoet jou daar, hy sal jou red, as jy maar net wil kom. En dit is hoe jy kom, op jou knieë, dis hoe jy kom met jou hand in die lug, dis hoe jy kom met trane. O, kom na jou heiland, sonder kom. Kan ek saam met jou bid nou? Vat jou kind se hand. O nou jy mami, daar was 'n dag waar jy met hy selfe seun. Toe stap jy op 'n 6 of 7-jarige ouderdom vir die eerste keer met hom skool toe, terwyl die traantjies oor sy wange loop, en jy fluister vir hom, my kind, mama kan jou nie by die huis hou nie, jy het die skool nodig. Op daardie ouderdom wat hy nou is, mami, jy kan weer sy hand vat, en sê kom ons stap na die Here toe. Kom ons gaan staan voor die televisie. Ek bid saam met jou. Dis reg, mami, dis reg. Vat dit die hand. Want daar was 'n dag wat julle in die huwelik uitgegee het. En nou jy hoe hy hom ingehak het in die aisle en julle vorentoe stap. En dominee of pastoor julle in die huwelik bevestig. 10 jaar later dink jy nie julle huwelik het die Here nodig nie. As jy sê ja, kom in. En sê kom ons stap na die Here. Ek gaan saam met u bid nou. Want dit is by die kruis waar die Here jou ontmoet. Hy sal verseker jou red.
as jy maar net wil kom, sal jy saam met ons bid. Want dis wat ons gaan doen nou. Halleluja. Ja, dis reg, kom. Roep jou familie. Dis reg, kom. Dis reg, maak hulle stil. Dis reg, want Jesus ontmoet jou nou. Hy ontmoet jou nou. Oh, yes, Lord, hy ontmoet jou nou. Yes, hy ontmoet jou nou. Hy ontmoet jou nou. Halleluja. Oh, Jesus, hy is hier. Hy is hier. Na die kruis kom ek hier, swak en nietig, arm en blind. Ja, ek kom, ek wag nie meer, volle redding sal ek vind. Ek vertrou op U genade, Jesus lam van Golgotha, nederig kom, voor U staan, red my nou en neem my aan. Dit is wat die Here nou gaan doen. Hy gaan jou red, hy gaan jou aanneem. Vader, daar staan hulle voor U. En U het gesê, U sal niemand uitwerp nie. Almal wat bemoeid en belas is, hulle kan kom. U het hulle gekom, Here. En ek weet nou, in die naam van Jesus, U breek die bande. Satan, jou uur is klaar oor hulle lewe. Jy het genoeg van hulle gevat. Jesus, die Seun van God, stap hulle lewe binne. En hoor wat sê hy, ek sal saam met jou maaltyd hou. Oh, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek wil vir u sê welkom. Welkom in die koninkryk van God. Kom dien die Here saam met ons. As u nie aan 'n kerk behoort nie, kyk die naaste kerk aan u wat Jesus Christus bely. En wat die Here dien en mense wat jou kan help. Gaan en die Here help jou. Die Here seën jou. Amen.